Môre julle almal, ek hoop julle het lekker geslaap en julle sien uit vir 'n nuwe dag. Dit is wonderlik om deur die Here wakker gemaak te word en ook in die vervulling van die Heilige Gees te weet, hy is met ons elke sekonde van hierdie dag. Ek hoop julle maak klaar en is gereed vir die dag. Vul jouself met die Here se Gees en gaan lewe in sy krag. Ek begin vanmôre weer en ek lees uit Kolossense 3 en daar lees ek vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En weet julle, een van my groot fliek-helde, oom Robin Williams, ek het geweldig baie respek vir hom gehad, want hy was 'n vreemde karakter, maar in sy eie manier was hy altyd opgewek. En hy het altyd 'n kamer net kom optel. Jy weet, hy kon 'n gehoor vat, hy kon hulle saam met hom sleer en hy kon hulle betower. Totdat ek eendag uitgevind het, maar hy het homself doodgemaak. En ek kon net amper nie glo dat hierdie man wat so opgeruimd en opgewek was, dit kon doen nie, want wie sou ooit gedink het dat hy daardie innerlike worstelings in homself gehad het. En ek onthou 'n aanhaling wat hy eendag gesê het. Hy het gesê, om eensaam te voel beteken nie dat jy alleen is nie. Om eensaam te voel beteken dat jy tussen mense is wat jou eensaam laat voel. En weet julle, daar was in Vanity Fair, 'n tydskrif, so ruk gelede, seker al so 'n paar jaar terug, was daar 'n artikel geskryf deur Glen Kenny, en sy het oor Robin se selfdood hierdie volgende woorde gesê: omdat hy uiteindelik die stryd verloor het teen een van die dinge waarteen hy geveg het, maak nie van hom minder van 'n held nie. Dit maak hom eintlik net meer mens. Hoe anders sou dit wees as ons dit aan hom kon oordra op 'n manier wat 'n verskil gemaak het. En weet julle, vanmôre, toe ek nou hierdie woorde van Paulus lees, waar hy sê dat die liefde moet tussen julle die grootste wees, nê? Toe wonder ek so op myself, hoe min weet ons regtig van mekaar? Hoe min gee ons om? Ek dink totdat dit dalk ook te laat is, nê? Totdat 'n mens geknak het onder te veel, onder te eensaam, te moedeloos, te liefdeloos, noem dit maar op. Navorsing het al vir ons ook gesê, hoe meer ek en jy op sosiale media praat, hoe minder hoor ons mekaar eintlik. En om connected te wees, beteken nie jy maak regtig kontak nie. Miskien kan ek en jy meer doen om ander mense se harte te raak. Kom ons hou ons oë oop vir die dinge wat mense nie sê nie, maar wat jy in hulle liggaamstaal sien. En maak tyd om te luister, om stil te staan by mense, om regtig hulle harte te hoor klop. En bou ander eerder op met eerlike en opregte komplimente. Want elke mens het maar 'n eie stryd om maar net regop te bly staan. So vra die Gees om jou hart sensitief te maak vir mense wat so 'n stukkie hoop nodig het. En dan gaan gee jy dit. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ek wil 'n pynheler wees. Kom help my om dit te doen, maar deur die krag van u Gees alleen. Amen. Baie dankie, julle geniet julle dag en gaan lewe in die Here se genade. Dan praat ons weer môre. Totsiens.